Voordat ons by die boodskap inspring, moet ek erken dat dit voel vir my asof ek terug is in 2020 in COVID, toe ons preke voor kameras opgeneem het sonder gehore. Maar daar's baie goeie rede hoekom ek vandag hierdie boodskap opneem. Ons het die afgelope Sondag ongelukkig 'n bietjie tegniese probleme gehad met ons livestream en ek het dit eers na die diens agtergekom. Nou, ek sou gewoonlik nie 'n preek oor opgeneem het as dit gebeur het nie, maar ek het tog gevoel dit is nodig omdat ons met 'n nuwe 4 weke reeks begin het. Nou gewoonlik is ons reekse van so 'n aard dat as jy een mis dat jy kan invul en die ander kyk, maar ek dink dit is tog nodig dat in hierdie 4 weke reeks dat jy die grondbasis, die kern van dit waaroor ons gaan praat, tog in die eerste boodskap onder die knie kan kry. So dis hoekom ek hierdie preek weer oor opgeneem het. So ek neem aan, as jy dit kyk, dan wil jy saam met ons hierdie 4 weke journey en dan nooi ek jou uit om sommer jou hart oop te maak vir dit wat die Here dalk nou vir jou wil sê. Ons tema vir hierdie 4 weke is hoop vir jou huis. Ek en Frelien het gedink dat dit bietjie goed sal wees dat ons oor ons huise praat, oor ons gesinne, oor ons familie, oor onsself. Ek dink baie keer het mense die perspektief dat die gesondheid van 'n samelewing hang van die kerk af, van die skool af, van die onderwysers, van die gemeenskapleiers, van die regering. Maar ek wil dit so 'n bietjie flip. Ek dink die gesondheid van 'n samelewing hang van die gesondheid van ons huise af, van ons gesinne, van ons families. En ek gaan nou so 'n bietjie 'n definisie gee van wat huis beteken, maar dis tog belangrik om te hoor wat Psalm 127 skryf. En hierdie is so 'n bietjie die kern van dit waaroor ons in die volgende 4 weke praat. En dis hoekom ons hierdie 4 weke reeks doen, want Salomo skryf hierdie pelgrimslied van Salomo. Hy sê as die Here die huis nie bou nie, is die bouer se arbeid te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wagte te vergeefs. Ons huise, ons families, ons gesinne, onsself moet gesond wees. En ek weet dat daar baie van julle is wat na hierdie kyk en dan dink jy aan jouself en dis eintlik wat ek jou wil vra, dink aan jou huis op hierdie stadium, dink aan hoe gesond dit is. En ek dink die meeste mense met wie ons te doen het, sal sê, hoorie, joh, dis chaos. Dis absolute chaos. Ons beleef het in ons werk, ek en Frelien, op 'n weeklikse basis, oor wat se chaos ons gesinne en ons familie en ons huise is. En ons het baie goeie rede daarvoor. Ek het so 2 weke terug 'n preek gehad oor die bose. En as mens gaan terugkyk na dit wat in die tuin van Eden gebeur het, Adam en Eva was daar in die tuin en hulle het alles gehad wat hulle wou kon aandroom. Dis hulle huis gewees. Hulle het 'n verhouding met God gehad, hulle het 'n verhouding met mekaar gehad en alles was goed. En toe kom daar iets anderste in. Die duiwel, die versoeker, wat hulle versoek en vir hulle sê, julle gaan net soos hy wees. En daar breek die duiwel in die besluite van die vrou, die verhouding en die man, die verhouding tussen ons en God. En die verhouding tussen man en vrou en tussen mense. En daarom, as die disippels en mense vra vir Jesus, wat is die belangrikste gebod, dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag, met jou hele siel. En dan moet jy jou naaste lief hê soos jouself. Hy reik terug na dit wat in die tuin van Eden gebeur het. Toe daar afstand gekom het, 'n verhoudingsbreuk gekom het tussen ons en God en ons en mense. En dit is die kern van hoekom die duiwel ons huisgesinne en ons verhoudinge en ons huise so aanval, want as hy daar wen, dan wen hy in die res van die lewe. Dan wen hy nie net vir dit wat nou aangaan nie, maar vir ook in die toekoms in. Moeder Teresa skryf hierdie, sy het gesê, sy leef nou nie meer nie, the way you heal the world is you start with your own family. We do not heal the world om uit te gaan na die wêreld toe nie. Ons begin by ons gesin.
Want ek dink elkeen van julle wat hierna kyk, sal eerlik vir my sê dat die volgende stelling waar is. Wanneer jou huis nie reg is nie, is niks reg nie. Ek dink baie keer, dan is daar chaos in ons huise, en dan klim ons daar in die kar, en ons is eintlik so hartseer, en ons dink, okay, nou moet ons maar ons masker opsit, en ons ry daar by die hek uit, en jy kom by die werk, en jy probeer nou maar net aangaan met jou lewe, maar hier binne in jou is daar nog steeds iets wat woel, iets wat moeilik is, iets wat 'n invloed het. En ons dink mense sien dit nie raak nie, maar mense sien dit tog raak. Dit het 'n impak op jou hele wese. Ek weet, ek praat uit ervaring uit wat dit aanbetref het. As dit nie goed gaan in die huis nie, as daar moeilikheid is en daar's verhoudinge wat nie lekker is nie en daar's verhoudingsbreek of daar's konflik of dan ervaar mens dit emosioneel in jou wese en dit beïnvloed jou lewe. As jou huis nie reg is nie, dan is niks reg nie. En ek en Verleen, en ek het dit Sondag ook gesê vir die mense wat in die kerk was, is dat ons journey saam met julle het. En ons het so 'n bietjie van 'n T's and C's as dit gaan oor familie, want ons het ook jong gesinne, en dit gaan partykeer ook maar chaos by ons. Ek dink partykeer het mense hierdie perspektief dat dit gaan altyd goed by die dominee in die huis, en hulle bid die hele tyd, en hulle lees hulle Bybel, en daar alles gaan goed, alles is agter mekaar, maar dit is ook nie die waarheid nie. Ons journey saam met julle, saam met almal. Ons is almal op 'n pad waar ons ontdek van wat dit beteken om 'n gesonde huis te hê. Om gesond te wees in ons huise, sodat ons gesond kan wees in die wêreld in. En ons weet nie alles nie. Ek weet ook nie alles nie. So, ons wil saam met julle journey in hierdie 4 weke met hierdie tema. Is daar hoop vir my huis? Want ek dink partykeer voel dit vir jou dalk, daar is nie hoop vir my huis nie. Okay, so wat bedoel ek? Wat beteken dit om te praat van jou huis? Nou die eerste ding van jou huis is, dit is jou huis is waar jy nou is. Nou figuurlik en fisies. Fisies het jy 'n huis en jy bly daar en daar's 'n klomp mense in hierdie huis, of jy is op 'n ander fase in jou lewe. So wat beteken huis is waar jy nou is? So van julle is jy alleen. Jy is dalk oud en alleen, jonk en alleen. Jy het nou net uit die huis uitgetrek, jy is dalk op universiteit of jy werk, jy is dalk jong werkend en jy is op jou eie. Dit is jou huis. Ja, dit maak dit so 'n bietjie makliker want dit gaan net oor jou, maar jy is nog steeds huis. Vir van julle is jy op 'n plek waar die kinders is nou uit die huis uit en dis nou mamma en pappa alleen. En nou kyk julle vir mekaar oor die ontbyttafel en die aandetetafel en die middagetetafel en julle wonder met jouself, okay, so wat nou? Dit is julle huis. En as ons praat oor gesinne en families en huise, dan voel jy partykeer in hierdie so reeks, voel jy half bietjie uit en sê, okay, maar hierdie is nou nie van toepassing vir my nie, maar ek wil jou tog nooi om aan te kyk en aan te wees, deel te wees van hierdie reeks, want dit het 'n impak op jou lewe. Want huis is nie net die normale gesin van man en vrou, 2.5 kinders en 4 honde nie, of 2 honde, of wat ook al nie. Dit is ook 'n klomp ander goed. Vir sommige van julle is huis nou 'n saamgestelde familie. My kinders, jou kinders, ons kinders. En dit is gekompleks, dit is, verhoudings is moeilik, dit is deur mekaar partykeer. Partykeer hoor ons mekaar nie, partykeer vind ons mekaar nie. Dit is jou huis. Vir van julle is julle alleen ouers. Iewers in jou lewe het daar iets gebeur wat gemaak het dat daar verhoudingsbreuk is en nou is jy alleen. En is net jy en die kinders en jy moet in hierdie wêreld ingaan en jy wonder by jouself, is daar hoop vir my? Waarvan julle is huis waar ek en Frelino is met 'n vol huis met kinders. Aan haar kant 2 dogtertjies, aan my kant 2 seentjies en alles wat daarmee saamgaan. Jong kinders en hulle programme en om te leer wat's reg en verkeerd en om net te wees waar ons nou is. Partykeer baie moeg. Dit is ons huis. En in hierdie huise, in hierdie verskillende omstandighede, daar waar niemand jou sien nie agter mure, het dit 'n impak op hoe jy leef. Want as dit nie daar reg is nie, dan is niks reg nie.
Huis is ook waar jy was. En hierdie is nogal iets wat ek met jong getroude kappels, jong paartjies wat op pad is om te trou deurwerk. Ek sit hulle op 'n bank en dan sê ek vir hulle, okay, kom ons gesels 'n bietjie oor julle huise. En dan is hulle so almal geskok en sê, okay, ons het nou gedink ons gaan 'n bietjie praat oor, okay, die Bybelse ding vir huwelik en so aan, en dan sê ek vir hulle, nee, ons begin op 'n ander plek, waar kom jy vandaan? Hoe dink jy oor 'n huis? Hoe dink jy oor 'n huwelik? Hoe dink jy oor die lewe? En alles van hierdie kom uit waar jy was. Dit is vir my ongelooflik, baie keer as ek met jong kappels praat wat op pad is om te trou en ek vra vir hulle, hoe het jou huis gelyk? Wat was vir jou belangrik? Wat was die kultuur van jou huis? En kultuur is 'n belangrike woord en ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê. Is, hoe dink jy oor die lewe? Want die huise waarna ons kom, het 'n ongelooflike impak oor hoe ons dink oor huis. Wat normaal is vir ons. Of dit reg is en of dit verkeerd is. Dis die manier hoe ons dink oor geld, die manier hoe ons dink oor autoriteit, die manier hoe ons dink oor werk. Alles gebeur uit die plekke en die huise waaruit ons kom. Ons ouers het 'n ongelooflike impak op ons. En ek weet daar's baie van ons wat ons hele lewe probeer om nie soos ons ouers te wees nie. En dit is ook huis. Want dit is 'n reaksie op jou huis. Dit waar jy vandaan kom. En dit het 'n impak oor hoe jy besluite maak en hoe jy leef nou. Partykeer goed, partykeer ook nie so goed nie. Want die insecurities wat ons ook optel as ons groot word in ons huise, kom deur hoe ouer ons word. As daar kinders in die huis is. Selfs as die kinders uit die huis uit is. Oupas en oumas, en daarom praat ek bietjie met julle ook. Want ek weet dit is baie keer moeilik, want oupa en ouma kyk nou hoe ons kinders groter, ons kinders, hulle kinders, ons kleinkinders, julle oupas en oumas se kleinkinders, groot maak. En dan is dit baie keer moeilik om jou mond te hou, om te sê, maar dit is hoe dit moet wees. Of dis hoe dit moet gebeur, of dis hoe ons dit gedoen het. En dan besef mense hoe ingebore is hierdie ding van waar ons vandaan kom, hoe ons groot gemaak het. Baie oupas en oumas, as julle dalk nou bietjie sal terugdink toe julle paas en maas, oupas en oumas was, het julle ook goeters gesê van ek gaan nie so oupa en ouma wees nie. Soos wat paas en maas sê, ek gaan nie soos 'n pa en ma wees, soos my pa en ma nie. Maar die realiteit is dat dit het 'n impak op ons en hoe ons dink oor huis. En hierso is nou die baie belangrike ding. Is dat die kultuur wat ons in ons huis het, dit wat vir ons aanvaarbaar is, dit wat ons leef in ons huise nou, is ongelooflik belangrik, want ons verlede, ons geskiedenis, waar ons vandaan kom, ons huis waar ons vandaan kom, het 'n impak op ons huis van vandag. En hier is nou die ander ding, is ons huis van vandag, het 'n impak op ons huise van môre. En daai impak kan generasies aangaan. En ek sien dit baie as ek met jong kappels werk wat op pad is om te trou. Hoe die impak van oupas en oumas op pa en ma gehad het en dan nou op ons het. En ons het dieselfde impak op ons kinders. Dis hoekom hierdie reeks vir almal is. Want of jy nou oupa en ouma is en of jy nou single is en of jy op jou eie is, wat baie belangrik is, jong getroud is sonder kinders, dan moet jy ook hierdie hoor. En as jy ouers is van kinders, dan moet jy die verantwoordelikheid wat ons het op hierdie stadium besef. Is dat soveel soos wat ons geïmpakteer is deur waar ons vandaan kom, ons huis, soveel het ons 'n impak op ons huis nou, en hierdie impak gaan 'n impak hê op ons kinders. Oupas en oumas, julle het nog steeds 'n impak op jou kinders, op die kultuur van julle gesin, op die kultuur van julle huis. En die vraag wat ons wil vra in hierdie reeks is, hoe lyk 'n huis wat Jesus volg? Hoe lyk 'n huis wat Jesus volg?
die regte Jesus. Nie die, kom ons wees elke Sondag in die kerk en ons kyk wat gebeur, Jesus, die regte Jesus. Hoe skep ons 'n kultuur in ons huise, dat die kultuur wat ons daar skep en bepaal, en in die chaos, hoe skep ons daai kultuur dat dit 'n impak het op ons kinders en ons kleinkinders en generasies nog aan? Die interessante ding van hierdie ding is dat kultuur is intentioneel. Jou huis en hoe jou huis funksioneer en wat in jou huis gebeur moet intentioneel wees. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Hoe is daar 'n paar benaderinge hoe ons die kultuur in ons huis benader, bepaal, en ek gaan 2 goeders noem wat nie reg is nie, en dan 'n derde ene van waarby ons sal uitkom, en dit is die journey waarop ons in die volgende 4 weke is. In baie van ons huise is hierdie volgende woord die woord wat dit beskryf. Abdikasie. Nou ek weet dit is 'n snaakse Engelse woord. Dit kom van die Engelse woord abdication af. Dit is 'n koning, byvoorbeeld 'n koning wat sê ek is 'n koning, maar ek abdikeer en sê ek gaan nou nie meer die koning wees nie. My verantwoordelikheid as koning vat ek nou nie ernstig op nie en ek abdikeer. Ek vat dit nou, ek sê net, okay, sorry, dis verby. En ek dink nogal baie van ons huise loop so. Is dat ons laat Gods water oor Gods akker loop. Dinge gebeur nou maar net soos wat dit gebeur. Ons neem besluite op die ingewing van die oomblik, sonder om te dink aan wat die konsekwensies daarvan gaan wees. Ons gee alles vir ons kinders wat ons wil hê, sonder om te dink oor dit wat ons doen, wat ons wil tog net hê, hulle moet van ons hou. Ons abdikeer ons verantwoordelikheid as oupas en oumas, as papas en mamas, en dan nou, as jy dan nou jonk getroud is, dalk as man, as vrou, sê kom ons kyk wat gebeur as ek net terugsit en dit oorgee aan wat ook al. Nie eers aan die Here nie, maar aan wat ook al. Nou die interessante ding van kultuur is, jou huis het 'n kultuur. Of jy dit nou wil hê of nie wil hê nie. En die ding van kultuur is, dit is soos 'n stroom water wat vloei. As ons net die kultuur van ons omgewing en ons kultuur as 'n samelewing vat, dan is dit 'n rivier wat teen 'n baie sterk spoed beweeg. En as hy eers begin spoed optel, dan is dit baie moeilik om hom te stop. Kultuur word geskep deur dit wat is aanvaarbaar vir 'n sekere groep mense. En in jou huis is dit, wat is aanvaarbaar vir ons mense, ons huis? Wat is aanvaarbaar vir hoe ek met my man en met my vrou praat? Hoe is aanvaarbaar hoe ons met ons kinders praat? Hoe is dit aanvaarbaar oor wat ons in ons huise toelaat en wat ons doen? Dit is 'n kultuur. En vir baie van ons, as dit by abdikeer kom, dan is dit soos 'n stoel in 'n rivier en jy lig jou voete op en jy sê, okay, laat hierdie rivier my nou maar net vat waar hy my wil vat. En ek het dit hierso geskryf, 'n gesonde kultuur in 'n huis gebeur baie moeilik op sy eie. En dis iets wat ek nogal by my vrou geleer het. Partykeer is ek ook so, soos, let it develop. Kom ons kyk wat gebeur. En vir haar is dit nogal belangrik. Okay, kom ons dink oor wie is ons kinders? Kom ons leer hulle ken. Kom ons probeer agter die kap van die byl uitkom. Hoekom tree hulle op soos wat hulle optree? En ek wil nou hierdie vir julle so 'n bietjie verduidelik is hoe dit verskillend is in ons huis en die kultuur wat my vrou al geskep het. Ek sal byvoorbeeld vir Alexander, ons 8-jarige, oplaai by die skool en ek sal van vra, "Hey, hoe is jou dag?" En sê hy, "Nee, goed."
Sê, wat het gebeur? Nee, ons het gewerk, ons het gespeel, ons het geëet. Dis omtrent waar die conversation is. Dan vra ek, okay, wat was vir jou lekker? Nee, dit was lekker om saam met my maatjies te speel. En dan sê ek vir my, okay, nou wat vir jou sleg? Ag, weet jy, dit was, ja, juffrou dalk nou met my geraas of iets so gesê. Maar ek weet nie, hy sal nie eers baie keer vir my sê, nee, niks was sleg geweest nie. En dan, in die aand as Rino dalk nou vir Alex in die bed sit, dan kan ek hoor, daar is 'n redelike conversation wat aangaan daar, dan kom Rino na die tyd aan my toe, dan sê, dis wat vandag op die skool gebeur het, dan sê ek soos uit die veld uitgeslaan, want hy het niks van dit met my gedeel nie, en dit is wanneer 'n kultuur doelbewus gevestig word. Rino het dit reg gekry om met Alexander wat groot word, mooi te verduidelik om te sê, okay, jy kan vir mamma enigiets vertel. Papa het nog nie lekker daai kultuur gevestig nie. Maar 'n kultuur in ons huis en dit wat ons doen en dit wat aanvaarbaar is om gesond te wees, gebeur baie moeilik soms op sy eie. Efesiërs 5 en ek het 2 weke terug oor Efesiërs 6 gepreek en baie duidelik oor hierdie ook gepraat is. Efesiërs 5 sê dat jy baie versigtig moet wees hoe jy lewe. Moenie soos dwaase mense leef nie. Dis Paulus sê eintlik hierdie vir Efesiërs, moenie op jou stoel sit en jou voete oplig in die kultuur en in die wêreld waarin jy nou is nie. Benut elke geskikte geleentheid, want ons leef in slegte tye en ons weet dit. Ons leef nog steeds in slegte tye. Moenie ondeurdag optree nie, maar probeer uitvind wat God se wil is. En ek dink dit is wat ons in hierdie reeks wil probeer doen. As dit gaan by ons huise en dit wat daar gebeur, is om so 'n bietjie net vir 'n oomblik te stop is soos, what are we doing, why are we doing this, and how are we doing this, en is ons besig om God se wil vir ons huise te volg? Die tweede ding, wat ook verkeerd is, en ek dink nie baie mense doen dit mee in hulle huise nie, is isolasie. Dit was nogal 'n groot trend gewees, vroeër jare, waar mense gesê het, ons is 'n Christenhuis en ons luister net na Christen musiek en dan alles wat hierso binne gebeur, dis net ons huis. Ons is op ons eie en ons laat nie toe dat daar invloede van buite af kom nie. En ek dink op 'n sekere mate doen ons tog vandag dit ook. En dit is baie keer moeilik, want as mens veral jong kinders in jou huis het en jy hoor wat ander maatjies doen en jy sien wat ander gesinne doen en hoe hulle leef, en baie keer dan lyk dit vir ons kinders baie lekkerder in daai huise, want it's a free for all en alles gebeur en veral as dit by tegnologie kom, en dan is dit nogal baie keer moeilik om soos nie hierdie toe te pas in jou huis, om te sê, okay, kom ons sit 'n groot muur om ons huis, ons gaan hulle nou net hier hou, ons gaan nou net hier bly, ons gaan nou net met mekaar wees, sodat ons nie die invloed van buitekant af binne kry nie. En dit het nog nooit gewerk nie. Ek dink nie dit het al ooit gewerk om jouself te isoleer nie. Die probleem met dit, en dit sê Jesus in Markus 7, hy sê, en toe vroeg hy by, want uit 'n mens uitgaan, dit is wat jou onrein maak. Wat uit 'n mens uitgaan, dis wat jou onrein maak. Want uit jou binneste, uit jou hart kom slegte gedagtes soos onsedelikheid, diefstal, moord, huwelikstrou, vloekery, hoogmoed, dwaasheid, ek gaan nie alles daar lees nie. Al hierdie slegte dinge kom van binne af. Dit is wat jou voor God onrein maak. Dis hoekom isolasie nie werk nie. Want die sonde is binne in ons. Ek kan nou jou foon vat en jou op 'n eiland gaan aflaai en jy kan op jou eie wees sonder internet access en dit sal nog steeds chaos wees. Dis waaroor dit gaan. Dit is die sonde is hier binne in ons. So wat wil God van ons hê in hierdie aspek? En dit staan in Johannes 1 vers 4 tot 4 vers 4. Julle is egter van God afkomstig. So hy sê ons kom van God af. Ons is sy kinders, my kinders, en julle het hulle reeds oorwin. Omdat, hoor nou baie mooi wat Johannes hier so skryf. Hy sê omdat die gees wat in julle is magtiger is as die gees wat in die wêreld woon. En ek dink dis wat ons besef is dat ons huise het 'n impak
En ja, daar's eksterne impakte, daar's eksterne faktore en mense en goed wat van buitekant af impak op ons huise het. Maar nou sê Johannes, as jy jou huis, of dit nou oupa en ouma is en of dit nou 'n jong gesin is en of dit jong getroud is of alleen op jou eie is, jy het ook 'n kultuur binne in jou huis. Jy kom ook van iewers af en jy gaan ook 'n kultuur skep, dan is dit baie belangrik om te besef dat die as jy God volg en jy wil sy wil hê en jy wil versigtig lewe soos wat Efesiërs 5 sê, dat die Gees wat in jou leef, die een wat binne in jou is, die een wat binne in jou huis is, sterker is as die een wat na buite is. 'n ongelooflike voorbeeld van hierdie en dit wat God vir ons as 'n opdrag gee, is in Jeremia. Nou, almal van julle wat nou hierna kyk, ken waarskynlik die storie van die Israeliete wat in ballingskap ingedryf is. God wat vir hulle sê, julle doen nie wat my wil is nie, julle huise doen nie wat na my wil is nie, julle impak is nie na my wil nie, en ek gaan julle oorgee aan die Babiloniërs. En ek gaan die tempel verwoes en ek gaan die stad verwoes. En God het dit gedoen. En toe het die Israeliete uit hulle land uit moes trek na 'n ander land toe, na Babel toe. En daar tussen vreemde mense en vreemde volke en eintlik weer in ballingskap, dit is wat, hulle was in ballingskap, uit hulle land uit verwyder, moes hulle funksioneer. En dan sê God vir Jeremia, in Jeremia 29 vers 7, die volgende, hy sê, dra ook julle deel by vir vrede in Babel, waarheen ek julle in ballingskap gaan laat gaan het. So, dis 'n baie vreemde konsep hierdie. Want God sê nie vir hulle, hou afstand van die Babiloniërs af. Bly weg van hulle af. Moenie iets daar doen nie. Maak jou eie groepie. Hy sê, julle moet julle deel bydra om vrede in Babel, waarheen ek julle gestuur het, te bring. Dan sê hy ook verder, bid tot die Here, sodat dit goed sal gaan met die stad waarin julle bly. As dit met Babel goed gaan, sal dit ook met julle goed gaan. Dit is 'n ongelooflike teksgedeelte hierdie. En dit bring my nou weer terug na dit wat ek in die begin gesê het, dat die gesondheid van ons stad, die gesondheid van ons dorp, die gesondheid van ons kerk, die gesondheid van ons skole, die gesondheid van ons community hang af van hoe ons huise leef. Nie in isolasie nie, nie met abdikasie nie, maar deur transformasie. Ek dink baie keer dink ons iemand anders te moet verander. Wel, ons kan ook nou sê, Here, ek het hierdie probleem met my kinders, of ek het hierdie probleem met my vrou, of ek het hierdie probleem met my man, of ek het hierdie probleem met die skool, en Here, sal U dit net uitsorteer. Dis baie keer hoe ons die Here benader met dit. Maar ek dink dit is baie duidelik uit hierdie uit, dat as ons regtig eerlik is met onsself, dan gaan dit oor dit wat binne in ons aangaan. Oor ek. Adam en Eva het dit ook gedoen, hulle het die blame game gespeel, ek sê altyd iemand anders se skuld, ons sien dit in ons samelewing op 'n daaglikse basis, hoe dit altyd iemand anders se skuld is, as dit sleg gaan met jou. Maar Jeremia sê, jy moet bid vir die stad, want as dit goed gaan met die stad, dan sal dit goed gaan. Jy moet jou deel bydra tot vrede. Dit is niks eksterne goeders nie. Hy sê nie daar, gaan verander die mense en die leiers se perspektief daar, en die manier hoe hulle dink nie, dit begin by ons. By my. Ek het hierdie storie eendag gehoor, van hierdie dogtertjie, wat nogal bietjie gestruggle het met die idee en die konsep dat die mense vir haar sê die hele tyd die dominees en ma en pa dat die Here leef binne in haar. En iewers het die dogtertjie in die kombuis ingekom waar haar ma besig was om kos te maak, en sy het daar in die spens ingeloop en die hele tyd so gemaak. Naderhand het haar ma gevra, wat doen jy? Toe sê sy vir haar ma, ek verstaan nie lekker nie, want as Jesus binne in my leef, transformasie, dan moet hy mos nou uitsteek, iewers. En dis die incredible ding van
van ons huise is dat ons is veronderstel om by onsself te begin. Ons is die mense, ek, jy, man, vrou, oupa, ouma, vrou alleen, man alleen, dit begin by ons. Die gesonde kultuur in ons huise word gevestig deur die transformerende krag van Jesus Christus binne in ons. Ons dink baie keer as dit nie in ons huise goed gaan nie, dat dit hulle probleem is. Maar dit begin by ons. Begin by my, as pa van die huis. En dit kan ek met alle eerlikheid vir julle sê, het ek dalk op 'n harde manier geleer. As ek nie reg is nie, as ek my verhouding met die Here nie reg is nie, as ek nie die goed doen en mooi dink oor wat ek doen en my verhouding met die Here versterk en te sorg dat hy all-encompassing my lewe oorneem en ek binne in sy wil is nie, gaan ek baie moeilik 'n gesonde kultuur in my huis kan vestig. Die transformasie begin by jou. Dit begin by jouself. En hier is die ding, en dit is hoekom ons in hierdie 4 weke hieroor praat. Veranderde mense verander die kultuur. Maar onveranderde mense word deur die kultuur verander. En dit sien jy waarskynlik ook baie, ek sien dit ongelooflik baie, hoe dit maklik is as jy nie weet wat die wil van die Here is vir jou lewe nie, of die wil van die Here vir jou huis is nie, dan is dit 'n free for all, en dan gaan die duiwel van buitekant af invloede inlaat in jou huis in, wat gaan maak dat daar absolute chaos is. Veranderde lewe verander die kultuur en die samelewing. Onveranderde mense word deur die kultuur meegesleer in 'n rivier in. En ek dink dit eindig altyd in disaster op. In Genesis 12 vers 1 het God vir Abraham die volgende gesê, hy sê, trek weg uit jou land uit, weg van jou familie en jou ouer huis af, weg van jou huis af, en gaan na die land wat ek vir jou sal wys. God wil vir Abraham 'n nuwe huis gee. En ek sal jou voorvader maak van 'n groot nasie. Ek sal jou voorvader maak van 'n groot huis, en ek sal jou seën, sodat jy geseënd sal wees. Die Here sal hom seën, sodat hy geseënd sal wees, en verander tot seën sal wees. Dit is 'n beautiful teksgedeelte. Vers 3 sê hy, ek sal die seën wat jou seën, en die wat jou vervloek sal ek vervloek. In jou sal die mense op die aarde geseën word. En ek dink dis waar ons wil praat in die volgende 4 weke. As jou huis 'n seën is, dan sal die seën wat oor jou huis is, soos daai dogtertjie, God sal uitsteek. En daai impak van daai seën sal 'n impak maak oor waar ook al jy gaan, met wie ook al jy te doen kry. En dan ook die seën en die kultuur wat jy in jou huis vestig nou, het 'n seën impak op jou kinders, op hulle kinders en op hulle kinders. En dit begin alles by jou. Jou verhouding met die Here. Om sy wil te leef. Ek sien baie uit na hierdie reeks, die temas wat ons gaan hanteer. Verlien gaan hierdie Sondag praat oor die baggage waarmee ons saambring in ons huise in. Van verskillende plekke af, van ons huis van oorsprong af, van goeders wat met ons gebeur, hoe om vryheid daarin te kry, sodat ons gesond kan wees. Die week daarna praat ek oor ouerskap, hoe om in hierdie crazy wêreld te probeer om gesonde ouers te wees. En ons sal sien as ons daar kom. En dan die laaste week gaan Verlien bietjie oor die invloed van tegnologie op ons huise praat. En ek dink dit is nogal iets wat jy nie kan mis nie. So, ek wil jou sommer net daar waar jy dalk sit en kyk of luister in die kar, as jy in die kar ry, moet asseblief jou oë toemaak hier.
Luister net na hierdie gebed en mag die Here jou regtig seën ook in hierdie tyd waarin ons nou ingaan en in jou gesin. Here, ek kom bid vir elkeen wat nou hierna luister of hierna kyk, dat U by hulle huise sal wees. Here, dat U in hulle sal werk, sodat hulle U genade sal ervaar, sodat hulle sal weet dat U hulle kinders is. En dat U 'n roeping op ons lewe het. Nie net vir onsself nie, vir ons kinders en ons kleinkinders. En ek kom bid dat U hulle sal seën met wysheid en met insig. Here, kom verander ons en die mense wat U ons gemaak het om te wees. Here, sodat ons voluit vir U kan leef. Amen. Baie seën vir jou week en baie sterkte ook. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee.